Goeiedag. Ek wil vandag vir jou die boodskap bring uit Lukas 17 vanaf vers 1 tot 10. En ons gesels oor die tema, gee my meer geloof. En ek wil graag een vers vir jou voorlees, en dit is Lukas 17 vers 5. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord hulle, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het. En dan sê die Here vir hulle, sou julle hierdie wonderwerk beleef het. Nou ons verwys dikwels na mense wat deur hulle geloof groot wonderwerke van God verkry het. Kom ons dink byvoorbeeld aan Petrus. Hoe mense van hulle siektes genees is. En later het die mense soveel wonderwerke van Petrus beleef, dat hulle die siekes op draagbare in die straat geplaas het, sodat as hy daar verbystap, tog net sy skaduwee oor hulle kan val. Ons lees daarvan in Handelinge 5. Ons wens dikwels, ons kan ook sulke reuse wonderwerke beleef, nie waar nie? Ek dink terug aan die wonderwerke en gebedsverhoringe wat ek as 'n student tydens ons sendinguitreike beleef het. Dit was kosbare ervarings. En daar is seker niemand van ons wat nie opgewonde raak wanneer ons God se wonderwerke beleef nie. Ons wens ook dikwels, ons geloof kan groter en sterker wees, sodat ons ook berge kan verskuif. Nou in Lukas 17 vers 5 vra die apostels vir die Here, gee ons meer geloof. En ek onthou sedert my kinderjare, hoe ek ook dikwels gebid het vir meer geloof. En ek wil ook meer van God se almag en van sy wonderwerke beleef. En ek wil ook graag kragtig deur hom gebruik word, vandag nog steeds. In 'n sekere sin was dit presies wat die apostels hier gedoen het. Hulle sê vir die Here Jesus, gee ons meer geloof. Mens kan jou nie indink dat dieselfde apostels wat hier meer geloof gevra het, later die manne was wat in Handelinge sulke kragtige wonderwerke beleef het nie. Miskien wil jy ook vandag vir God vra, gee my asseblief meer geloof. En ek wil die boodskap begin deur die analogie van 'n voertuig se brandstoftank te gebruik. 'n Brandstoftank is bloot 'n houer wat die brandstof opberg wat deur jou motor benodig word, nie waar nie? Jy maak dit by 'n vulstasie vol met petrol of diesel afhangende van die tipe brandstof wat jou voertuig gebruik. En dan soos jy ry en brandstof verbruik, verminder die brandstof in die tank. En wanneer dit amper leeg is, dan stop jy by 'n vulstasie om die brandstof in die tank weer aan te vul. En 'n mens kry soms die idee dat ons verhouding met God soos 'n brandstoftank werk. Dit is in 'n mate waar, omdat ons almal tye het wanneer ons geestelik laag voel. Ons het ook tye wanneer ons na 'n inspirerende boodskap geluister het of 'n pragtige boek gelees het en dan voel dit weer vir ons asof ons geestelike tanks gevul is. Maar so 'n analogie kan gevaarlik wees. Geloof werk nie soos 'n brandstoftank wat voortdurend aangevul moet word nie. En die kerk is ook nie 'n vulstasie wat bloot bestaan om jou Christendom te diens nie. Nou die oorspronklike disippels of apostels het 'n soortgelyke denkfout begaan. Selfs al het hulle nie destyds brandstoftanks gehad nie, het hulle gedink dit is moontlik en nodig om hulle geloofstank voller te maak. En die disippels was baie soos ons. Hulle het gevoel dat as hulle meer geloof kon hê, hulle beter disippels vir die Here kon wees. En ons redeneer ook so. Ons kyk dikwels na ons eie geloofslewe en dan is ons nie tevrede met wat ons sien nie. En dan sê ons vir onsself, as ek maar net meer geloof gehad het, dan kon ek soveel meer vermag het. En ons sê vir God dieselfde ding wat die apostels gesê het. Here, gee my meer geloof. Nou voordat ons na Jesus se reaksie kyk, kom ons gaan terug en ons kry so 'n bietjie agtergrondinligting oor hierdie skrifgedeelte, Lukas 17 vanaf vers 1 tot 10. Nou toe ek die eerste keer hierdie verse gelees het,
het dit vir my voorgekom of dit 'n klomp losstaande gedagtes is wat saamgevoeg is. En dalk was dit so, maar Lukas kon hierdie verse saamgevoeg het uit verskeie leringe van Jesus, of miskien het Jesus dit alles by een geleentheid gesê, en dit maak nie saak nie. Die feit is dat die Heilige Gees Lukas geïnspireer het om hulle in hierdie volgorde, in hierdie konteks op te teken. En daarom moet daar 'n besondere betekenis aan hierdie spesifieke orde wees. Nou Lukas 17 begin met die woorde in vers 1. Jesus het vir die disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge sal kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mense wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Jesus begin dus deur te praat oor die groot verantwoordelikheid wat ons as sy navolgers het. Let op jou voorbeeld, sê die Here. Moenie mense deur jou voorbeeld laat sondig nie. Sien om na ander en wees besorg oor hulle geloofslewe en moenie aanstoot gee of onvergewensgesind wees nie. En Jesus waarsku ons dus in die verse oor die erns van sonde. Ons is verantwoordelik vir ons dade en ons woorde. En dit is baie ernstige ding om iemand se struikeling te veroorsaak. En let op wat hy nou verder in vers 3 sê. Hy sê, wees dus self op julle hoede. Met ander woorde, let op jouself. En so dikwels lees ons verse 1 en 2 en dan dink ons, ja, God gaan die mense wat veroorsaak dat ander struikel, hy gaan vir hulle hart looi. Maar ons vergeet om daaroor na te dink of ons nie self daaraan skuldig is om deur ons voorbeeld ander te laat struikel nie. Die lering wat Jesus gee is dus, moenie vir mekaar 'n struikelblok wees nie. En dan gaan Jesus voort om te sê, as jou broer verkeerd optree, berisp hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Om ander Christene te bestraf wanneer hulle sondig is moeilik. Om hulle reg te wys is moeilik. Jy kan maklik mense se gevoelens seermaak. En Christene word maklik bestempel as veroordelend of skynheilig. Maar ons moet egter getrou bly en ons moet mekaar vermaan en bemoedig. En wanneer ons iemand vermaan, dan moet ons dit met die nederige liefde doen. En ons motief moet wees om daardie medegelowige se verhouding met God weer te herstel. En daarmee saam moet ons gewillig wees om daardie persoon ook te vergewe. So Jesus benadruk in werklikheid hier 2 belangrike leringe. Die eerste is ons moet mekaar teenoor mekaar verantwoordbaar bly. As jou broer sondig, help hom liefdevol reg. En die tweede is, ons moet mekaar vergewe. Ons moet leer om die minste te wees. En nou op hierdie punt is dit asof die disippels skielik die erns van al hierdie leringe besef. Dis asof hulle die gewig hiervan so swaar op hulle skouers voel dra en dan besef, maar ons gaan al hierdie dinge nie reg kry nie. Dis 'n groot en 'n verantwoordelike taak om 'n apostel te wees. En vandaar hulle opregte begeerte om 'n sterker geloof te hê. En daarom sê hulle vir die Here, Here, gee ons meer geloof. Dit is asof hulle sê, ons is nie in staat om hierdie dinge alles te doen nie. Jy het ons nie genoeg geloof gegee om hierdie taak uit te voer nie. Asseblief Jesus, gee ons meer geloof, anders gaan ons misluk. Vul ons geloofstanks vol. En Jesus gee egter nie 'n direkte antwoord op hulle vraag nie. Want hoe sterk mense geloof is, kan wissel. En hoeveel geloof hulle het, is nie van belang nie. Maar wat van kardinale belang is egter is, om te glo. Nou wat is geloof? En in hierdie konteks verduidelik Jesus dan, geloof is algehele afhanklikheid van God en 'n gewilligheid om sy wil te doen. 'n Mosterdsaadjie is 'n baie klein saadjie, maar dit het die vermoë om tot 'n reuse boom te groei. En in die konteks van Lukas 17 vers 6 sê Jesus dan, 'n klein bietjie opregte geloof in God, so klein, soos 'n mosterdsaadjie, het mag om te groei en te ontwikkel
En hoewel dit aanvanklik byna onsigbaar is, het dit die vermoë om te groei en groot te word. En kort voor lank sal dit so sterk wees, dat dit enige verkeerde ding kan regstel. En dan sal dinge wat tans onmoontlik lyk, soos byvoorbeeld om 'n moerbeiboom te ontwortel en in die see te plant, sal moontlik word. En daarmee verwys Jesus na die vermoë van geloofsmense. Al reken hulle dat hulle geloof nietig is, en al voel hulle dat hulle nie oor die vermoë beskik om hierdie onmoontlike groot dinge te bewerkstellig nie, sal hulle dit wel kan doen. Soos byvoorbeeld, om binne buitengewone omstandighede steeds iemand te vergewe, soos wat Jesus met sy eie lewe geïllustreer het. Jesus sê dus, geloof, al is dit hoe gering, is 'n groot krag, 'n krag om mee rekening te hou. En daarom sê Jesus in vers 6, as julle geloof maar so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Ek dink nie dit was die antwoord wat die disippels wou hoor nie. Hulle het van Jesus verwag om hulle meer geloof te gee. En net soos die disippels wil ons onmiddellik mos wonderwerke en skouspelagtige geloofsdade beleef. In ons vleeslikheid wil ons mos altyd die grootste en die beste dadelik hê. Want dit gaan eintlik mos maar om ons eie eer. Ons wil daardie groot berge vir God verskuif, nie waar nie? En hoewel die disippels vir geloof gevra het, het Jesus besef, hulle het eerder gehoorsaamheid aan God nodig. In ander woorde, Jesus sê, julle glo reeds. Gebruik net daai bietjie geloof wat julle reeds het en word 'n slag gehoorsaam. Die disippels het vir die verkeerde ding gevra. Hulle het nie nodig gehad om hulle geloof te vergroot nie. Hulle het net 'n bietjie geloof in God nodig. Hulle moes eerder hulle gehoorsaamheid aan God verhoog. Hulle moes hulle toewyding aan God vergroot. En daar is 'n groot verskil tussen geloof en gehoorsaamheid aan God. Want geloof is 'n gawe van God. Wanneer jy nie geloof het nie, kan jy dit van God vra, soos die pa van die duiwelbesete seun in Markus 9, wat vir Jesus sê, ek glo, maar help my in my ongeloof. En God gee vir ons die hoeveelheid geloof wat ons nodig het. En dit kan nie opgebruik word nie. Want geloof is nie 'n krag op sigself nie. Geloof hang ook nie van jou vermoëns af nie. Geloof setel in God. Hy is die oorsprong en die bron van ons geloof. Hy is ook die eindbestemming van geloof. Maar gehoorsaamheid aan die ander kant is ons reaksie op ons geloof in God. Gehoorsaamheid is met ander woorde wat ons met ons geloof doen. Nou ek kan die band tussen geloof en gehoorsaamheid ook so verduidelik. Geloof is gelyk aan wanneer ons Jesus as verlosser aanneem, dan plaas ons ons geloof in hom. Maar gehoorsaamheid is gelyk aan wanneer Jesus ons Here is, dan plaas ons ons vertroue in hom en laat ons toe dat hy ons lewe beheer en dan word ons gehoorsaam aan hom. Jesus moet dus beide ons verlosser en ons Here wees. Dis nie genoeg om net te sê, Jesus is my verlosser nie. Wanneer ons Jesus as verlosser aangeneem het, dan sterf my ou self eintlik. Ons ou begeertes gaan dood. Ons is nie meer wie ons voorheen was nie. Ons word opgewek as nuwe mense en ons leef nie meer vir onsself nie. Ons leef nou vir die Here. En ek wil amper sê, Here, hier is ek. Gebruik my net soos U wil. Ek sal U gehoorsaam. En wanneer God sê, goed, my kind, ek wil hê jy moet dit vir my doen, dan moet ons getrou wees om dit te doen. Dit is nie 'n saak van geloof nie. Dit is 'n kwessie van gehoorsaamheid en getrouheid. Mense gebruik graag verskonings om nie God se wil te doen nie. Ons sê dinge soos, ek is nog nie gereed nie, of ek is nie voorbereid genoeg nie, of ek moet meer leer voordat ek dit kan doen, of ek het God nodig om vir my meer geloof te gee.
Maar as jy 'n Christen is, as jy 'n wedergebore kind van God is, dan is jy gereed om te doen wat God al wil hê jy moet doen. Want hy is God, hy ken jou, en hy ken jou omstandighede. En as jy nie gereed was, sou hy nie vir jou gevra het om daardie ding te doen nie. As jy 'n Christen is, het jy reeds die Heilige Gees ontvang. Jy het reeds die gawe van geloof, en al wat jy dan hoef te doen is, om gehoorsaam en toegewyd aan God te wees. En nou wil ek vir jou sommer die voorbeeld van Corrie ten Boom vertel. Corrie het Jode tydens die Tweede Wêreldoorlog saam met haar gesin weggesteek. En die gesin is uiteindelik ontbloot en hulle is almal na verskeie nazi-konsentrasiekampe gestuur. En Corrie en haar suster Betsy is na dieselfde kamp gestuur. En na 10 maande is Corrie verkeerdelik vrygelaat, maar haar suster Betsy het in die kamp gesterf. En na die oorlog het Corrie deur Europa gereis om mense met God se woord te bedien. En sy was veral in Duitsland om oor God se vergifnis te praat. En sy het geglo dit was die boodskap wat hierdie mense in Duitsland moes hoor. En na een van haar praatjies in München het 'n man na haar toe gestap toe sy klaar gepraat het. En terwyl die man na haar toe aankom, het sy hom dadelik herken. Hy was een van die wreedste wagte in die konsentrasiekamp waar sy was. En sy teenwoordigheid hier by haar het die ou herinneringe teruggebring van die gruweldade wat gebeur het in daardie konsentrasiekamp. En sy het ook teruggedink aan haar suster wat daar dood is. En die man het voor haar kom staan en het sy hand uitgesteek en gesê, mevrou, dit was 'n kosbare boodskap. En hoe goed is dit nie om te weet dat God al ons sondes vergewe nie. En daardie konsentrasiekamp wat jy genoem het, was die een waar ek 'n wag was. En ek het nou intussen 'n Christen geword en ek weet dat God my vergewe het. Maar ek wil dit graag ook uit jou mond uit hoor. Sal u my vergewe? En hy het sy hand uitgehou na haar toe. En Corrie sê, haar liggaam het gevries en haar bloed het in haar are gestol. En sy het met haar hand in haar sak gestaan en sy het hom daar gehou. Sy het later gesê, dit kon nie baie sekondes gewees het, dat hy daar voor haar gestaan het nie, maar vir haar het dit soos ure gevoel, want hier binne in haar hart het sy gestoei met die moeilikste ding wat sy ooit moes doen. Dit kan moeilik wees om daardie sondes te vergewe wat opsetlik was, veral van diegene wat ons seer gemaak, verneder of gebreek het. Dit kan uitmergelend wees om diegene te vergewe wat ons diep teleurgestel het. Ons kan worstel om te vergewe en hulle vry te spreek. Ons kan sukkel om aan te beweeg vorentoe. Dit kan 'n uitdaging wees om liefde te betoon teenoor diegene wat ons seer gemaak het. Moeilik wees om opbouend te praat van so iemand en om op die uitkyk te wees hoe jy hierdie persoon kan help. Ons kan saam met Corrie en die apostels sê, dit is moeilik om dit te doen. Dit voel vir ons amper onmoontlik om dit te doen. Here, gee ons meer geloof dat ons dit kan doen. Gelukkig het ons 'n God wat niks vra wat hy self nie sou doen nie. Hy vergewe ons deur sy seun Jesus se kruisdood en opstanding. Hy vergewe ons toe ons doelbewus teen hom en ander gesondig het. Dit is ook die boodskap van Paasfees. Hy vergewe ons waar ons hom seer gemaak of teleurgestel het met ons gedagtes, ons woorde en ons dade. Wanneer hy ons vergewe, dan spreek hy ons vry. En hy beweeg aan en hy beweeg vorentoe. En hy hou nie daardie vorige sondes teen ons nie. En God behandel ons asof ons dit nog nooit gedoen het nie. Hy vergewe ons keer op keer. En wanneer ons vra, dan vergewe hy ons maar weer. Selfs al het ons daardie sondes verskeie kere daardie dag gedoen. God vergewe en hy wys vir ons liefde en genade. Al het ons dit nie verdien nie.
Selfs die kleinste geloof in Jesus kan doen wat skynbaar onmoontlik en moeilik is. Want geloof het Jesus as bron van krag. En toe die wag hier voor Corrie ten Boom gestaan het en haar om vergifnis gevra het, sê sy, het sy in haar hart gebid, Here Jesus, help my. En haar geloof het op daardie oomblik net op Jesus gefokus. En sy was in staat om die wag te vergewe, ten spyte van die massiewe pyn wat hy haar aangedoen het en wat sy op daardie oomblik hier in haar hart gevoel het. En dis dieselfde vir ons. Deur geloof in Jesus Christus kan ons doen wat skynbaar onmoontlik en bitter moeilik is. Deur geloof in hom kan ons diegene vergewe wat ons seer gemaak het, wat dit nou al herhaaldelik gedoen het. En ons kan vergifnis toon aan diegene wat ons teleurgestel het. En ons kan vorentoe beweeg, weg van daardie wrak van sonde. In Christus kan ons liefde toon aan diegene rondom ons, selfs aan diegene wat dit nie verdien nie. Deur geloof in Jesus kan ons mekaar bemoedig en waarsku en op die uitkyk wees vir ander. Wanneer geloof Jesus as bron van krag het, sal ons verbaas wees oor wat kan gebeur en die veranderinge wat kan plaasvind. En wanneer ons Lukas 17 verder lees, sien ons Jesus het sy leerlinge daarna afgesluit met 'n kort gelykenis om ons te help om hierdie dinge in die regte perspektief te plaas. En dan verduidelik Jesus in vers 7. Sien nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. En daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Die punt is, wanneer ons getrou en gehoorsaam was om God te volg, word ons nie 'n medalje gegee nie. Nee. Getrouheid en gehoorsaamheid is bloot deel van ons posbeskrywing. Dit word van ons verwag. Van 'n slaaf word verwag om gehoorsaam te dien. En 'n Christen is 'n dienaar van God en daarom word daar van 'n Christen verwag om gehoorsaam te dien en om getrou te wees. En wanneer ons die gevoel kry dat ons te swak is in ons geloofswandel met God, is dit nie dat ons te min geloof het nie. Dit is eerder geval dat ons nie toegewyd en gehoorsaam aan God is nie. As ons geestelike tanks leegloop, kan ons nie kerk toe kom en sê, vul my op nie. Ons kan nie die aanbiddingsspan of die leraar blameer nie, want die Heilige Gees woon reeds in ons hart. En daarom moet ons God wat in ons woon gehoorsaam en hom in toewyding dien. Het jy al ooit opgemerk dat mense wat geestelik volwasse is, ook dieselfde mense is wat getrou is aan God? Hulle is die mense wat doen wat God wil hê hulle moet doen. Hulle lewe in oorgawe vir hom en nie net vir hulself nie. Hulle gee hulle lewe weg in God se diens. Hulle is nie bekommerd oor hulle eie geloofstanks nie. Hulle is gewoonlik bekommerd oor ander mense se tanks. Want hulle weet, God sal vir hulle sorg. God het jou en my hier geplaas as draers van hoop in Christus. Ons glo reeds in God en sy Heilige Gees woon reeds in sy volheid in ons. En die vraag is, hoe toegewyd is jy aan God? Hoe gehoorsaam dien jy God? Dis eers wanneer jy jou bietjie geloof begin gebruik, dat jy ontdek dat jou geloof nooit gaan opraak nie. Dis eers wanneer jy uit die boot klim en God begin gehoorsaam, dat jy besef hoe almagtig God is. Dis eers as jy op die water loop, dat jy besef, jy loop maar net gehoorsaam op God se woord. En Jesus sê ook vandag vir jou,
My kind, jy het nie vandag meer geloof nodig nie. Jy het nie nodig om weer 'n klomp geloof te ontvang nie. Maar wat jy nodig het, is meer gehoorsaamheid en toewyding aan my. Jy het nodig om my gehoorsaam te begin dien. Gaan leef nou in my krag. Gaan gehoorsaam my. Die berge en die moerbybome sal self begin skuif. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vandag vir my kom sê, ek moet U net begin gehoorsaam. En ek sal U wonderwerkende krag beleef. Dankie Here dat U reeds vir ons genoeg geloof gegee het. Vandag wil ek bid. Leer my om U elke oomblik van my lewe te gehoorsaam. Leer my om 'n toegewyde disipel van U te wees. Dankie Here Jesus vir U genade en vir U vergifnis en vir U liefde. Amen. En ek groet jou met die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly.